Dis 'n storie wat al 1000 keer gebeur het. 'n Jong paartjie kry 'n erflating. Nie miljoene nie, maar genoeg om 'n ander klas te betree. Hulle koop 'n groter huis, hulle begin beleggings doen en dan, sonder dat enige iemand dit hardop sê, begin hulle leef om dit alles te beskerm. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nie ontdek en saam groei. Dis nie morele mislukking nie, dis iets meer ontwykend, iets wat Jesus sou beskryf het met woorde soos: elkeen van julle wat nie afstand doen van al sy besittings nie, kan nie my disipel wees nie. Lukas 14 vers 33. Dit is nogal 'n skerp stelling, maar dis nie 'n aanval op jou besittings nie, dis blote ontmaskering van hulle aansprake. Ek hou daarvan om die ongesiene draaipunte in stories te vind, die oomblikke wat ons kultuur gevorm het, maar nooit as belangrik beskou is nie. Ek dink Jesus doen dieselfde met geld. Hy wys nie net op hoe jy geld spandeer nie, hy wys op hoe geld jou vorm. In die eerste eeu was besittings nie net status nie, dit was oorlewing. Jy het jou eie grond bewerk, jou eie saad gehou, jou eie olie gepars, maar selfs dan, sê Jesus, doen afstand van dit alles, daar waar dit oor oorlewing gaan. Nie wees arm nie, hoor mooi, maar wees vry. Ek onthou 'n gesprek so 3 jaar gelede met 'n vrou wat haar werk verloor het na 25 jaar. Sy het gesê, ek het gevoel ek verloor my identiteit. En toe vra sy, wat het ek geword? Net 'n funksie? En dis toe dat sy verstaan het, haar werklikheid was gebou op iets wat sy nooit regtig besit het nie. Dit het haar besit. In Juan Carlos Ortiz se bekende storie waarna ons verwys het vroeër hierdie week, ja, die van die prediker wat dieselfde preek vir 4 weke aaneengebring het, was sy tema disipelskap. En die kern daarvan, jy kan nie Jesus volg as jy nog aan jou wêreld vashou nie. Jesus se woorde klink drasties, gee alles op, maar hy sê eintlik, laat dit los. Moenie dat dit jou meester word nie, want jy kan nie 2 meesters hê nie. En as jy probeer, sal jy uiteindelik jouself verloor in die spanning. Dis nie jou meubels wat die probleem is nie, dis nie jou salaris of jou beleggings nie, dis die gehegtheid, die stil stem wat sê, as ek dit verloor, is ek niks. Maar hier is Jesus 'n bevrydende alternatief. Jy is niks daarvan nie. Jy is myne. So wat het jou? Wat sal jou vernietig as jy dit sou verloor? Dis nie 'n oordeel nie, dis 'n uitnodiging. En dalk is dit tyd om die kluis oop te maak en met oop hande te begin leef. Die ironie is, dan leef jy regtig. Jy's kreatief en jy doen dinge wat jy nooit sou dink jy kon doen nie. Tot môre. Mooi loop.